Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Ons is besig om saam met Prof. Adrio Koenig te kyk na die doel van die skepping. Hoekom het God alles geskep? In die vorige gedeelte het ons na die eer van God gekyk as die doel van die skepping. Daar is ook 'n ander standpunt oor die doel van die skepping, naamlik dat dit die skepping self, of meer spesifiek, die mens is. Op die oog af wil dit lyk of dit in teenstelling met die vorige een, die eer van God, is. Word die mens nou hier in die plek van God ingeskuif, kom die mens nou in die middelpunt, skuif die mens God nou uit, dan is dit mos suiwer humanisme, is 'n bekende slagspreuk wat sommige graag gebruik om hierdie standpunt te weerlê. Trouwens in die geskiedenis is Calvin en Luther ook soms so teenoor mekaar gestel. Calvin het inderdaad die eer van God beklemtoon en Luther die heil van die mens. En sommige het dit gesien as 'n teenspraak. Vir Calvin sou dit dan om God gegaan het, maar vir Luther om die mens. En dit sou dan onaanvaarbaar wees. Maar dit kan mos nie so werk nie. Ons praat dan van die God van liefde, van die God wat alles prysgegee het vir die mense. Sou sy eer dan teenoor die heil van die mens staan? Of is sy eer juis om alles te gee om mense te red? Prof. Koenig reken, ons moet hierdie twee standpunte sien as twee kante van dieselfde munt. Die skeppingsdoel van God. Dit beteken dat die mens 'n eie waarde het. God se skeppingsdoel was om 'n aarde te maak waarop hy mense kon sit om in gemeenskap met hulle te leef. Dit is wonderlik om 'n mens te wees. God se doel met ons is dat ons sy beeld sal wees, en daarvoor moet ons in 'n verhouding van liefde en trou met hom leef. Waarom soek 'n mens nog na die sin van die lewe? Omdat hy vir ons omgee, het ons lewe klaar sin, ongeag al die ander omstandighede waarin ons kan beland. Ons is God se skeppingsdoel. Ons het dus 'n doel. Maar net hier moet ons oppas. Daar is gevare aan die begrip doel verbonde. Ons leef in 'n westerse samelewing waarin alles 'n doel het of 'n doel moet hê. Elke mens of ding moet iets beteken, nuttig wees. Ons leef in 'n kultuur van wetywering en prestasie en ons sloof ons af om bo uit te kom. Ons kinders moet eerste staan in die klas of eerste kom in sport. Die arme gemiddelde kind tel nêrens nie. Net die name van die uitblinkers verskyn op die lys. En intussen is ons so besig om die doel na te strewe en sukses te behaal, dat ons vergeet om te lewe en om ons kinders te leer lewe. Intussen vergeet ons om regtig te leef. Dit het ook te doen met speel, ontspanning, niks doen nie. En veral met verhoudings, met saamwees, met vir mekaar daar wees. Twee saam halveer die smart en verdubbel die vreugde. 'n Hollandse boek het die titel Die wêreld gaan aan vluit ten onder. Ek het al iemand hoor sê, sy grootste probleem is hy het nie tyd om sy geld te geniet nie. Stop, begin lewe, begin God dank vir die voorreg om 'n mens te wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons mis so maklik ons doel, juis omdat ons ten alle koste die doel najaag en nie tyd oor het om te lewe en die lewe wat U vir ons gegee het te geniet nie. Help vir ons om dit raak te sien, om balans in ons lewe te kry, sodat ons werklik ons doel kan bereik. In Jesus se naam. Amen.